Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons hoop jy geniet die boodskap saam met ons. En so vanoggend, soos ons stil staan in die boek van Jona, gaan ons kyk na hoe Jona vir ons 'n prentjie skep van hoe ons bewus moet wees van die feit dat my gehoorsaamheid beïnvloed ander. My obedience affects others. My disobedience also affects others. Die realiteit is in hierdie wêreld sê ons nie God sal iets doen, God sal iets doen, maar God kies om deur mense te werk. Dis die storie van die boek van Jona, God wat kies om deur iemand te werk. En die vraag is, gaan hy iemand kry wat bereid is om te doen wat hy vir hom vra om te doen? Of gaan hy ongehoorsaam wees? En dis wat ons vind in die boek van Jona. Sien, ons dink so baie oor Jona. En as ek Jona se storie sê, dan dink ek, almal dink van ons aan die vis. Almal van ons dink aan hierdie vis wat hom ingesluk het, want dis die storie wat ons gehoor het, ons groot geword het, né? Jona was ingesluk deur 'n vis. Yes, Jona. En dan dink ons, yes, Jona, jy het so 'n amazing lewe gehad, want jy kon binne in 'n vis gaan. En hoe cool was dit? En dit is so amazing dat ek het nog nie daai voorreg gehad nie, ek weet nie van jou nie, ek was nog nooit binne in 'n vis nie. Ek hoop ek gaan ooit binne 'n vis wees nie, okay? Maar dis waar ons vashak, ons hak in hierdie storie vas van Jona. En wie Jona is, en sy belewenis, en hoe hy iets gedoen het, en wat met hom gebeur het. En so baie keer dan sien ons nie maar wat het met die ander mense rondom Jona gebeur nie. En is dit nie maar ook presies dieselfde met ons lewe nie? Kom ons wees eerlik, as jy na 'n foto kyk, waarop jy is, waarna kyk jy eerste? Het ek mooi gesmile? Dis waarna jy kyk. Ons fokus op onsself. Ons wil kyk hoe gaan dit met ons? Ons is so behep met, is ek okay? Gaan dit goed met my? En dieselfde kan ons doen met Jona, en dis eintlik maar Jona se storie, want Jona is net soos, ek's okay. Ek ken die Here. Ek hoor sy stem. Ek beleef sy teenwoordigheid. Maar wat die boek van Jona ons leer is, daai goed is nie vir jou nie. Minstens nie net vir jou nie. God se bedoeling is dat daai iets ons dryf na 'n plek toe om te sê iemand anders moet dit ook kry. God wil hê dat iemand anders dit ook moet kry. En so, dis belangrik om te onthou dat jou gehoorsaamheid, of dan jou ongehoorsaamheid, ook ander mense affekteer. Dit het 'n baie direkte gevolg op hulle. En ons sien dit in hoofstuk 1. Ons twee dele. Ons sien in hoofstuk 1 hoe Jona ongehoorsaam is. En dan sien ons in hoofstuk 3 hoe Jona gehoorsaam raak. Nou, ons het al gepraat oor die feit dat hy nie noodwendig met die mooiste hart gehoorsaam was nie. Maar hy het minstens gehoorsaam geraak in hoofstuk 3 en dan sien ons wat daar gebeur het. En so ons gaan na hierdie twee stories kyk van Jona wat gehoorsaam is en wat die gevolge is, of ongehoorsaam is eers. En dan Jona wat gehoorsaam raak en wat die gevolge daar was. Ek lees vir ons saam uit Jona 1 vers 1 tot 3. Ons lees uit die ESV. Sê die volgende: Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Ja Vader, ek vra U, Here, mag U ons harte oopmaak, mag U ons ore oopmaak, mag U Gees in ons werk om te verstaan wat U woord vir ons wil sê, Here. Vader, mag ons luister met 'n begeerte om gehoorsaam te wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek het so vinnig gepraat oor
Ons wat moet verstaan wie Jona was. Ons moet 'n begrip hê van hierdie, anders verstaan ons nie Jona se storie nie. Die realiteit is dat Jona, soos wat die boek vir ons sê, 'n profeet was. Met ander woorde, soos wat dit uitgelig word, is hy het God se stem gehoor. Jona het geweet, God is besig om met my te praat. Hy verwag nou iets van my, hy het God intiem geken. Dit was nie iemand wat gewonder het of God bestaan nie. Nee, hy het die ware God geken. He knew him intimately. Daar was 'n verhouding gewees. God en Jona was in verhouding met mekaar en daarom het God met Jona gepraat. En Jona kon terugpraat met God. Ons sien net in hoofstuk 4 hoe die skrywer dit baie duidelik maak vir ons, waar Jona en God met mekaar selfs 'n gesprek het. En Jona sê hierdie en dan sê God dit vir hom terug en dan sê Jona weer hierdie en dan sê God weer hierdie vir hom terug. En so die gedagte is dat Jona nie iemand is wat nie vir God ken nie. Jona ken die Here. Dit gaan so ver in hoofstuk 4 dat ons sien dit die rede is hoekom hy ongehoorsaam geword het. Hy sê vir die Here, ek was ongehoorsaam want ek weet wie hy is. Nou partykeer dink ek ons doen dieselfde. Partykeer is ons ook op 'n plek waar ons is soos, ek gaan nie gehoorsaam wat die Here vir my vra nie, want ek weet u sal my begenadig. Ek hoef nie gehoorsaam te wees aan u nie, Here, want ek weet u sal my vergewe as ek dit mis. Ek ken u en ek weet u sal dit nie teen my hou nie, u sal my vergewe. En so hoekom moet ek gehoorsaam wees aan dit wat u vir my vra om te doen? U sal my mos vergewe. En ons gebruik die Here se genade as 'n rede vir ons om hom nie te eer nie. Om hom nie te dien nie. Om nie getrou te wees aan dit wat hy vir ons vra om te doen nie. Sien julle, ons ken die Here ook. Ons is soos Jona. En so ek en jy moet vir onsself vra of ons gaan luister na wat die Here vir ons vra en gaan reageer en gehoorsaam wees, en of ons nie gehoorsaam gaan wees nie. Sien, Jona ken die Here so goed, dat hy weet om net te bly waar hy is nie gaan help nie. Hy ken die Here so goed dat hy weet om niks te doen nie, gaan nie help nie. Wat die Here van hom vra, gaan nie weggaan nie. Die Here gaan nie ophou met hom te praat oor sy wil nie. En so wat in Jona, hy soos, wel, kom maar weg. Kom ons moet seker ergens en gaan, hy het gesê go, so, maar in steede van die feit dat hy gaan na waar die Here wil hy moet gaan, klim hy op 'n boot en probeer so ver as moontlik wat die bekende wêreld is, wegkom van God se wil af. En weet jy wat? Jona is bereid om te betaal om dit te doen. Hy is bereid om geld uit te haal om net weg te kom van die teenwoordigheid van die Here af. Hy is bereid om te betaal om ongehoorsaam te wees aan die Here. Dis wat hy bereid is om te doen. Maar sien, hierdie ongehoorsaamheid het 'n effek op die mense rondom hom. En so wat ons sien wat gebeur is, wat die skrywer van hierdie boek baie duidelik maak vir ons is dat dit God is wat toe nou hierdie storm laat kom. Baie keer wonder ons, waar kom storms vandaan? En ek is nie een wat hier vir jou wil sê, as jy 'n storm het, is dit die Here se hand wat dit veroorsaak het nie. Ek hoop jy hoor dit nie, maar partykeer laat die Here goed toe met ons te gebeur. En ek dink, soos wat dit sê hierso in hierdie stuk is, soos die Here is besig om Jona se aandag te probeer kry, en so hy bring die storm. Dit is hy wat die storm bring in hierdie geval. En hy's eintlik besig om 'n uitspraak te gee oor Jona se ongehoorsaamheid. Hy's besig om te sê, Jona, jou ongehoorsaamheid is nie reg nie. Dit is nie maar net okay dat jy my nie gehoorsaam nie. Ek wil hê jy moet gehoorsaam word aan my. Maar die realiteit is dat Jona nou nie net meer op sy eie sit nie.
Hy is saam met 'n klomp ander matrose op 'n boot en so hierdie storm beïnvloed die mense rondom hom. Hierdie storm maak dat hierdie mense op die boot wat saam met Jona is bang word. Dat hulle vrees vir hulle lewe wat kom en dit is daar as gevolg van Jona se ongehoorsaamheid. Hierdie matrose sou nie hierdie beleef het as dit nie vir Jona was wat ongehoorsaam is en saam op die boot is nie. En so dit lei tot op 'n plek waar dit nou hierdie matrose geld kos. Jona se ongehoorsaamheid kos hierdie matrose, hierdie mense wat hy nie eers ken nie, hierdie vreemdelinge. Dit kos hulle nou iets. Hoekom sê ek dit? Want hulle met al hulle goed, hulle begin op 'n plek kom waar hulle so bang is dat hulle die boot begin leegmaak. Gaan lees die boek, hulle gooi die goed af van die boot af, want hulle is bang die boot gaan breek, hy gaan sink, hulle gaan doodgaan. Hierdie mense begin wonder, wat gaan aan? En eventueel kry hulle vir Jona. Waar is hy? Daaronder. Want hy gee nie om oor wat met die mense gebeur nie. Hy lê in slaap. Hy lê in slaap. Hy worry niks oor wat dit die mense kos nie. Dis asof daar iets is in hom wat mos weer die Here se hom red. En so weeg hy om oor die res. En so hulle gaan kry vir Jona daar en hulle soos, hy, die kaptein kry hom en sê, jy moet nou ook uitroep na jou God toe. Ons het nou ons gode probeer aanroep, dat hulle ons moet red, so, dalk sal jou God iets doen. Kom, word wakker, wie is jy, waar kom jy vandaan? Roep uit na jou God toe, dat hierdie ding van ons af sal wegkom. Wat doen Jona? Niks. Hy doen dit nie eers nie. Hy is nie eers bereid om in daai oomblik dan uit te roep na sy God toe en sê, Here, maar wie is hier die ander mense wat saam met my is genadig nie? Hy doen net niks. En so dan gaan die mense verder en die storie kom op 'n plek waar hulle sê, okay, maar wie se skuld is hierdie nou regtig? Dis Jona se. En hulle vra vir Jona, wat het jy gedoen? En dan kom hy by hierdie plek waar Jona die volgende sê, he said to them, pick me up. Of hulle vra hom, wat moet hulle doen om dit te verander? En hy sê, he said to them, pick me up and haul me into the sea. Then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me that this great tempest has come upon you. En so kan jy sien hoe Jona weet, hy is die oorsaak van hierdie mense se probleme. Maar selfs in hierdie oomblik is Jona nie bereid om iets te doen omtrent dit nie. Jona is net soos, ek gaan niks doen nie. Ek kan vir julle sê wat julle moet doen. Ek is die oorsaak van hierdie probleem. Ek is die oorsaak van hierdie moeilikheid waarin julle is, want ek was ongehoorsaam aan die Here en daarom gaan dit nou baie sleg met julle, maar ek gaan julle nie help om hier uit te kom nie. Julle moet julle self help. Julle moet my van die boord afgooi. Julle moet iets doen. En so Jona is heeltyd besig om weg van verantwoordelikheid af te stap. Alhoewel sy skuld is. Want sekerlik kan hy mos ook afspring van die skip af. Hy is nie verlam nie. Maar nee, hulle moet hom afgooi. Want iets in Jona sê, ja, dis hoe mense is. Mense sal nie goed wees teenoor my nie. Mense sal my wil doodmaak. Mense wil die slegste vir my hê, vir die beste vir hulle. En so wat ons sien in hierdie prentjie is hierdie matrose wat presies teenoorgestel daaraan optree. En so dis hierdie sterk kontras tussen iemand wat die Here ken en iemand wat nie die Here ken nie. Dis iemand wat die Here ken en nie wil verantwoordelikheid vat nie, en iemand wat nie die Here ken nie en sê, hoorie, maar ons gaan jou nie net van die boot afgooi nie, jy gaan doodgaan. Daar's nie 'n manier nie. Ons sal moeite doen om te probeer om nog steeds teen hierdie storm te beklei. En so hulle hou aan roei en probeer om uit die ding uit te kom. Want hulle wil nie iets aan Jona doen nie.
En eventueel kom hulle op die punt wat hulle besef, Jesus, ons kan nie, ons kom nie hier uit nie. En so hulle bid tot die Here en hulle sê, asseblief vergewe ons gaan dit nou doen. En hulle gooi vir Jona oorboord. En in daai oomblik, bedaar die see. En so wat ons sien in hierdie oomblik is dat Jona eintlik nog steeds nie repent het nie. Dit is vir my baie interessant, in hierdie oomblik waar Jona afgegooi word van die boot, hy het nog steeds nie tot 'n plek van inkeer gekom nie. Met alles wat hy sien wat rondom hom gebeur, met alles wat hy beleef, met al die gevaar, met al die mense se emosie en hy wat skuld dra, is hy nog steeds nie bereid om tot inkeer te kom nie. En so wat dit verg is, dit verg mense om hom in die see in te gooi. Dat hy moet sterf. En dan in God se groot genade gebeur presies wat Jona verwag het. Maar wat ek dink eintlik so bietjie van Jona se kant af hierdie presumptuous idee was, hierdie selfgedaanheid, hierdie iets wat hy kan op staat maak, die Here moet hom red. Asof die Here hom iets skuld. Maar die Here is so genadig dat selfs binne in Jona se ongehoorsaamheid kom red hy hom. Binne in sy ongehoorsaamheid kom hy en stuur hy 'n vis om hom in te sluk, sodat hy nie sterf nie. En eers na dit sien ons hoe Jona op 'n plek kom en eintlik so 'n bietjie met die Here praat. En so 'n soort van jammer sê, ek weet nie of dit die diepste repentance is wat ek al ooit in my lewe raak gelees het in die skrif nie. Maar hy is 'n soort van, okay Here, is reg, vergewe my. En so Jona kom so 'n bietjie tot sy sinne en besef, hy het nie reg gedoen teenoor die Here nie. En die vis spoeg hom uit. 3 dae later. Nuwe Testament sê vir ons iets anders wat dit beteken. Ons sal uitkom op 'n stadium. En dan kom hy weer uitgespoeg op gedroog grond en dan vind ons hierdie gedeelte in Jona 3. Die volgende gebeur. Sê, then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Die res van die storie kan jy gaan lees, en ek sal nou 'n bietjie uitroep dit, maar so wat ons hierso sien is, hier sien ons hier in kontras met hoofstuk 1 waar Jona opstaan en nie gaan in die rigting wat die Here wil hê nie. Sien ons Jona wat nou opstaan en sê, okay, is reg, ek sal Nineve toe gaan. Maar ek dink nie dis uit 'n plek uit van 'n hart wat wil gehoorsaam nie. Sien Jona kom uit 'n plek uit van 'n hart van ek kan seker nie ander keuse nie. Waardeur het ek nou net gegaan? Wil ek regtig weer deur dit gaan? En so baie keer is ek en jy ook dieselfde. Baie keer sê ons eventueel, okay, Here, ek sal dit nou maar doen. Maar ons doen dit eintlik met 'n stinkhouding, want ons is eintlik op hierdie plek waar ons eintlik is soos, okay, ek het seker nie 'n keuse nie, ek moet seker maak. Want is of dit of ek gaan dood. En so dit eer nie die Here se hart nie. Dis nie iets wat God eintlik eer nie. Maar kan jy sien hoe God hierdie stinkhouding van Jona gebruik om verlossing te bewerkstellig vir 'n groot groep mense. En so baie keer as jy in daai oomblik, ek vir jou sê, soos as jy in 'n oomblik is waar jou hart nie op die regte plek is nie, gehoorsaam nog steeds die Here. Doen nog steeds wat hy van jou vra, al is jou hart nie lekker nie. Moenie sê my hart is nie reg nie, daarom kan ek nie hierdie gaan doen nie. Baie keer het ek daai verskoning teenoor die Here. Nee, ek is nie op die regte plek nie. Ek is nie vol genoeg van U nie. Ek het nie naby genoeg verhouding met U nie. Ek het nie wat kan ek nog sê, want vandag ek het dalk nie vanoggend tyd saam met U gehad nie. So
ek gaan nie iets kan doen wat nou lewe gaan bring na mense toe nie. As mens dink aan die boodskap wat hy met hulle moet gaan deel, ek bedoel, dis nie noodwendig 'n opbouende boodskap nie. 40 dae dan is julle verwoes. Dis wat Jona sê, 40 dae is julle verwoes, en so wat doen hy? Hy kom in daai stad aan, daai stad is so groot, dit sal 3 dae vat om al deur te stap, en hy loop eenvoudig daar in die stad, en hy gaan sê nie vir die koning nie, hy gaan sê nie vir mense wat iets omtrent kan doen nie, hy loop maar net daar, en hy is maar net, okay, is reg, ek moet hierdie nou doen, so 40 dae en dan is julle verwoes. 40 dae en is julle verwoes. 40 dae en is julle verwoes. Klink dit vir jou na 'n boodskap van hoop? Nee. Want Jona is soos, hierdie moet gebeur. Jona verkondig nie die God wat hy ken nie. Maar hy sê, okay, ek sal nou maar die woorde sê wat hierdie God vir my gesê het om te sê. En dan gaan daar stop. Daar's geen kans. Ek wil nie hê jy moet weet eers, daar's 'n kans van redemption nie. Jy mag nie dit hoor nie. Ek spreek dood oor jou lewe. Maar God in sy goedheid, wat doen hy? Hy gebruik hier die iemand wat die slegste wens oor mense. En hy doen iets in mense se harte dat hulle tot bekering kom. Hy doen iets aan 'n koning wat via sy mense hoor van hierdie boodskap. Wat sê, okay, ons gaan nou vandag dadelik tot bekering kom. Nie met woorde, nie met dade. Ons gaan dit wys dat ons tot bekering kom. Ons gaan dit wys deur so ver te gaan om te maak dat niemand iets mag eet nie, nie eers of drink nie, nie eers diere nie. Nou, as jy bietjie in die storie inlees, dink ek vir myself, wanneer was jy al het jy al ooit langs 'n krib gestaan waar daar nie water is nie? Klomp beeste, klomp diere, klomp skape. Dis deel van wat hier aangaan in die stad, nee, daar's al hierdie diere en daar's nie water nie. Hulle mag iets drink nie. Wat dink jy doen hulle? Hulle stoep stil, soos gewoonlik. Nee. Nou, ek weet nie van jou nie, is moeilik genoeg om te vas. Hoe lekker is het om te vas met geraas in jou ore die hele tyd. Maar dis wat die mense vat. Want hulle is ernstig oor die feit dat hulle self verootmoedig voor die Here. En so hulle is bereid om al hierdie geraas te hanteer, want hulle gaan nie net vinnig nou maar net 'n oplossing, nee, hulle wil hê die Here moet sien. Hulle het regtig tot bekering gekom. Hulle vat dit met die hoop. Geen sekerheid nie. Dis waar hulle geleef het, geen sekerheid oor wat met hulle gaan gebeur nie. Maar dalk sal hierdie God ons vergewe. En so kom ons doen wat ook al nodig is, sodat hierdie God kan sien dat ons jammer is oor hoe ons leef. Dis ware bekering. Ek dink aan hoe ek in my lewe bekeer, baie keer. Die kontras tussen my eie lewe van, hoe lyk my lewe se bekering so, lyk dit vir my so dat ek verander hoe ek leef, of is dit net soos, jammer Here, maar ek ken nie mos, ek gaan my mos vergewe, ek kan maar nog steeds in hierdie ding loop, jammer Here, dan kom ek maar net weer op die plek waar, oh, jammer Here, maar U is mos 'n genadige God. Ek kan nie sien hoe hierdie mense wat nie God ken nie, verstaan dat God 'n regverdige regter is. En so die probleem wat ons het in ons samelewing is dat ons op 'n plek leef in die kerk het. En ek sluit myself daarbey in, is ons dink God moet ons maar net vergewe. Want daar is mos iemand wat reeds betaal het vir my. Ek hoef nie gehoorsaam te wees aan hom nie. Hy was gehoorsaam namens my. En soveel soos wat dit waar is,
soveel is dit nie waar nie. Want as jy lief is vir hom, dan sal jy hom gehoorsaam. En so, al ding wat skuif is dat ons gehoorsaamheid nie kom vanuit 'n plek van vrees nie, maar uit 'n plek van dankbaarheid. En uit 'n plek van liefde, uit 'n plek van, ek wil u dien, ek sien wat u vir my gedoen het, ek sien wat ek moes kry, u het my vergewe, en nou wil ek u gehoorsaam. En daai gehoorsaamheid bring lewe. Sien, Jonas se ongehoorsaamheid het die dood gebring. Jonas se gehoorsaamheid bring lewe. Nie vir hom nie. Sien, die probleem is, ek en jy fokus so baie op, bring dit iets vir my. Wat gaan ek uit hierdie deal uitkry? Wat gaan ek hier uitkry as ek God gehoorsaam? Ek is Jona. Ek sien dit in my lewe. Ek sien hoe daar oomblikke is wat ek vir myself vra, as ek bereid om hierdie te doen. En dan gaan maar deur my kop hierdie gedagte van, wat gaan ek hier uitkry? Gaan mense dit sien? Gaan dit op my CV kom? Gaan dit daar moet wel hierdie goed waar is, kyk hoe goed is God, maar gaan hierdie 'n reward vir my bring in die hemel? Hierdie geregtige daad wat ek nou doen, wat kry ek hier uit? In steede van, God is lief vir my. En daarom wil ek hom gehoorsaam. En vir hom lief wees. En ek weet hoe dit lyk om lief te wees vir hom. Dit lyk soos om lief te wees vir ander. En soos die vraag vanoggend van elkeen, wat vra die Here van jou? Wat vra die Here van jou en van my? Wat is daar wat hy van jou vra om te gehoorsaam? En in hierdie oomblik is die idee nie om te kyk na wat vra die Here van die ou langs jou om te gehoorsaam nie. Of die ander persoon wat moet gehoorsaam wees. En nee, die vraag is, wat moet jy gehoorsaam? Nie, het Jona gehoorsaam nie, of was hy gehoorsaam nie? Nee, wat vra die Here van jou? En so die eerste ding wat ek en jy moet weet, is wat hy van jou vra is om na hom toe te kom. Wat hy van jou vra is om hom 'n prioriteit te maak in jou lewe. Dat jy wel kan hoor wat hy van jou vra. Want sien, ek en jy kan nie gehoorsaam wees sonder 'n verhouding met hom nie. Die eerste vraag is, hoor jy sy stem? Maak jy tyd om in sy woord te kom? Maak jy tyd om te bid? Maak jy tyd? Is daar 'n prioriteit? En as ek sê, maak jy tyd, want ons almal is besig. En so die vraag is nie, het jy tyd nie, die vraag is, prioritiseer jy dit? Dis waar vir my eie lewe ook. En so God wil nie hê, jy moet net gaan en het goed gaan doen nie. Hy wil hê, jy moet na hom toe kom. Mag hom met 'n hart kom wat sê, ek wil gehoorsaam. En nie soos Jona wat sê, yes, maar wat die Here nou vir my vra is so erg, ek hardloop eerder weg nie. Ek onthou 'n tyd in my lewe waar ek daar was. Ek wou nie Bybel lees nie. Ek wou nie tyd in die Here se woord spandeer nie. Want ek het verkeerd verstaan wie God is. Hy wat iets van my vra, sy genade oor my lewe. Kan jy sien hoe God jou innooi om deel te wees van sy reddingsplan? Die God wat die wêreld geskep het.
Hy vra nie van jou iets wat nou van jou iets gaan kos nie. Nie eintlik nie. Want wat jy het, is omdat hy reeds genadig was teenoor jou. En so nou wil ek nie tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer nie, want dalk vra hy vir my om ergens te gaan. Dalk vra hy vir my om iets te gaan doen wat ek nie wil doen nie. Dalk vra hy vir my om iets weg te gee. Dalk vra hy vir my om met iemand te gaan praat wat ek nie meer wil nie. Dalk vra hy vir my om dat ek verantwoordelikheid vat oor ons familieverhouding en hoe my verhouding met iemand wat naby my is nie op 'n gesonde plek is nie. Dalk vra hy van my, hy moet net niks van my vra nie. Ek is bereid om met hom tyd te spandeer solank as wat hy vir my sê hoe oulik ek is. Hoe lief hy my het. Hoe genadig hy oor my is. Hoe hy my gekies het om by hom te wees. Dit mag ek hoor. Maar asseblief tog Here, moet net niks vir my vra nie. Dit sien die realiteit van die saak is hierdie goed loop hand aan hand. Intimiteit met die Here en gehoorsaamheid aan hom loop saam. En so jy sit dalk hier en jy sê ek spandeer die tyd saam met die Here nie, want ek voel hom nie. Ek ervaar hom nie. Ek voel nie hy is besig om met my te praat nie. Hy hoor nie my hart nie. Maar hoor jy sy hart? En as jy bereid om in geloof gehoorsaam te raak aan hom? Wie is die een wat wie moet dien? In sy genade dien hy ons. Hy doen dit, elke dag. Mag ons nie hierdie genade misbruik nie. Mag die Here ons help om gehoorsaam te raak aan wat hy vir ons vra om te doen. Jy sien die storie van Jona sluit in hierdie gedeelte van Jona wat in die see gegooi word. En wanneer Jona in die see gegooi word, dan stop hierdie storm. En so baie mense sê dat hierdie is 'n uitbeelding en Jesus verwys ook na die teken van Jona. En so hierdie is 'n uitbeelding van die evangelie. Van geregtigheid wat moet kom weens ons sonde. Weens ons ongehoorsaamheid en as gevolg van dit is daar straf. 'n regter wat 'n storm bring. Maar wanneer 'n lewe gegee word, dan stop die storm. Dis wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Sy lewe is gegee, hy is in die oseaan gegooi vir jou. En vir my. En hy was ook 3 dae en nagte in 'n graf gewees, waarna hy weer lewe gesien het. En so die vraag is, wat se Jona gaan ek en jy wees? Die een voor die kruis? Of die een na die kruis? Ons leef in 'n tyd waar die kruis reeds gebeur het. En so God vra nie van jou om iets te doen uit jou eie krag, jou eie mag, jou eie vermoë nie. Maar hy vra wel 'n bereidwillige hart. Om te sien hoe God genesing gebring het, om te ervaar, om uit daai plek uit waar hy jou aanvaar het, sy wil na vore te bring. En soos ons die nagmaal gaan gebruik wat ons herinner aan hierdie, wil ek jou vra, soos jy sit en bietjie dink oor dit, wil ek jou vra, is daar iets wat die Here vir jou sê om te doen, maar jy wil dit nie doen nie? As dit al is, mag jy nou in jou hart bekeer. In hierdie oomblik, voor ons die nagmaal gebruik.
En dan mag jy dalk hier so sit en jy is iemand soos, maar nee, die Here vra niks vir my nie. Dalk sit jy, kan jy die Here vra, maar Here, is daar nog iets wat U wil hê ek moet doen? Wat is daar wat U nou wil hê ek moet doen? Met 'n hart wat dit wil gehoorsaam. So ek gaan vra dat ons die nagmaal uitdeel, dat ons 'n liedjie sommer net speel terwyl dit gebeur en dan dink ons oor dit. As jy hier is vanoggend en jy voel nie gemaklik om die nagmaal te gebruik nie, moenie geforseer voel nie. Laat dit net verbygaan. Ons kan dit uitdeel. Ja, Vader, dankie vir U genade oor ons lewens, Here. Vader, dankie vir Jesus wat U gestuur het. Here, om namens ons dit te vat wat ons toegekom het. O Here, dis ons ongehoorsaamheid wat hom daar in die kruis vasgespijker het. Dis ons sonde. Vader, ek vra U mag U in ons iets kom werk, soos ons deel het aan die nagmaal. Dat ons onthou dat U ook iets niets binne in ons werk. Dat U ons wil verander. Ja, Vader, dankie dat U ons wil kom verander. Van iemand met 'n hart wat haat. Soos Jona. Maar iemand wat 'n hart het wat lief het. Soos U. Dankie vir die werk van die kruis, dat ons geloof in dit kan plaas. En kan vertrou dat U dit sal kom doen. Vader, dankie ook vir 'n belofte. Belofte van die Gees, wat ons wil kom bemagtig om lief te hê. Vader, ons vra U, kom vul ons opnuut. Gee vir ons krag. Nie vir ons nie, maar sodat ons die getuies kan wees vir die wêreld daar buite. Ja, Vader, mag ons gehoorsaamheid lei tot lewe verander. Wat ook al dit mag wees, Here, of ons vir iemand moet bid, of dit is dat ons net daar is om iemand te help, of dit is om die evangelie te deel, of dit is om ergens iets finansiëel te gee. Miskien is dit net om terug te keer na U toe en 'n voorbeeld te wees vir ander mense. Miskien wil jy ons met ergens gaan. Dankie dat U iets gedoen het aan ons verlorenheid. Mag ons uit dankbaarheid ook iets doen. Help ons om te hoor wat U van ons vra. In Jesus naam. Amen. Soos ons gaan, is 'n nuwe gewoonte wat ons gedoen het die laaste paar weke. Wil ek ons herinner, God verdaag jou nie. Ons gaan nie uit met 'n mission van die Here. En so dis my altyd lekker om as daai woorde daar agter
vir my is soos, okay, ek gaan nou hier uit en daar's iets wat ek moet gaan doen. Ek moet die Here lief hê, ek moet mense lief hê en ek moet disippels gaan maak. Dis wie ons is as kerk, dis wie God ons geroep het om te wees, as sy mense. Nie net om Sondag kerk toe te kom nie, dis great dat jy is, ek bly jy's hier, maar ons 'n groter doel, baie seën vir almal. Amen. Ons hoop deur hierdie boodskap word jy lief vir God, lief vir mense en maak disippels.